Hier is vanoggend donderdag 18 Junie 2026 se nuusbulletin. In Kaapstad ondersoek die polisie die moord op die 37-jarige Christopher Karelse wat woensdagmiddag omstreeks 10:04 in die Eerste Straat Kensington deur 2 gewapende mans in sy erf doodgeskiet is. Karelse was 'n beskuldigde wat 2 weke gelede 'n staatsgetuie geword het in die 18 miljoen rand se kokainsaak teen die bankbestuurder Riot Caputo. Caputo is in Junie 2025 in Gardens in besit gevind van 15,043 kilogram onverdunde kokain ter waarde van 18 miljoen 52.880 rand. Dis maar hulle dit presies uitgewerk, nee. As ook ongeregistreerde en gesteelde vuurwapens insluitend 'n AK-47 en 'n Uzi. Kaptein FC van Wyk het bevestig die slagoffers verskeie kere geskiet en op die toneel dood verklaar, terwyl geen inhegtenisnemings nog gemaak is nie. In politieke nuus word berig dat die Demokratiese Alliansie se federale leier Jordan Jaloos se skommelinge groot politieke opskudding veroorsaak in die regering van nasionale eenheid wat tans op die goedkeuring van president Cyril Ramaphosa wag. Die mees omstrede skuif is die afgradering van die voormalige partyleier John Steenhuisen vanaf minister van Landbou na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, waar hy Alexandra Abrams vervang. Willie Oukamp sal Steenhuisen opvolg as minister van Landbou, terwyl Abrams skuif na adjunkminister van Elektrisiteit en Energie. Verder word David Meinier die nuwe minister van Bosbou, Visserye en Omgewing. Yusuf Kassim word adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding en Jack Bloom word adjunkminister van Water en Sanitasie, terwyl Samantha Graham-Array en Sello Setlolo hulle adjunkministersposte kwyt is. Politieke ontleder professor Andrei Dievenage sê Steenhuisen se verskywing was voorspelbaar weens sy swak hantering van die back and closure kwessie en sy negatiewe verhouding met die landbougemeenskap. Intussen is Donovan Wolf in die Hoofgeregshof in Quebec vrygespreek op die aanklag dat hy op 10 Februarie 2021 verklaard stuurman, 'n 26-jarige inwoner van Wavecrest in Jeffreys Bay vermoor het. Die staat het beweer Wolf het stuurman met sy motor agterna gesit, oor sy voet gery en hom op die R102 doodgeskiet, waarna 'n mes geplant is om selfverdediging te probeer skets. Wolf het egter volgehou, hy het uit nood weer opgetree nadat hy stuurman weens 'n inbraak agterna gesit het en stuurman hom in 'n veld met 'n mes genader het. Die hof het hom vrygespreek aangesien die moontlikheid van noodweer nie uitgesluit kon word nie. In die Bellville streekhof het Dr. Johan Buitendag getuig dat die wonde van Franshof van IJsland na sy mening doelbewus en met opset toegedien is. Franshof se ex-man Bradley van IJsland, wat 'n staatsgetuie in die Louisenhof moordsaak teen Sorena Smit en Derek Said is, word daarvan aangekla dat hy haar op 24 Februarie 2021 by die munisipale swembad in Bellville Suid met 'n mes in haar nek, maag en rug gesteek het. Dr. Buitendag het die erns van die wonde beskryf en verduidelik dat hy weens die ooglopende opset 'n J88 vorm voltooi het, waarna die saak tot in Julie uitgestel is. Die gesin van Chris Burgess, die redakteur van Landbou Weekblad, is in rou gedompel na die dood van sy seun, die 27-jarige David Goulding, in 'n trompopbotsing maandag aand om 26 minute voor 12 op die Ou Kaapse weg naby Chapman's Peak landgoedontwikkeling. Kaptein Frederik van Wyk het bevestig dat die polisie in Vishoek 'n saak van strafbare manslag ondersoek nadat Goulding op die toneel dood verklaar is en 'n 51-jarige man in die ander voertuig met beserings na 'n hospitaal geneem is. Media 24 en Landbou Weekblad het hul innige meegevoel met die familie uitgespreek en gevra dat hul privaatheid gerespekteer word. Dr. Dani Odendaal, veearts en voorsitter van die Veterinary Network, die rooi vleisprodusente organisasie se kongres in Bloemfontein toegespreek. Hy het gewaarsku dat back and closure nie die grootste bedreiging vir die bedryf is nie, maar dat dit bloot die dieper onderliggende probleme in Suid-Afrika se rooi vleisbedryf blootgelê het.
'n nuwe hoofstuk in die South African Medical Journal deur Dean Peacock van die Universiteit van Kaapstad, Professor Pradeep Nasaria van die Groote Skierhospitaal en Claire Taylor van Gun-Free South Africa wys op 'n ernstige styging in vuurwapengeweld. Volgens die data het vuurwapenmoorde toegeneem van 31% van alle moorde in 2020 tot 44% in 2025, met veral jong mans in minder bevoorregte gebiede as die grootste slagoffers. Die skrywers voer aan dat vuurwapengeweld as 'n deurlopende openbare gesondheidsprobleem hanteer moet word, terwyl die jaarlikse misdaadstatistieke vir 2023 tot 2024 toon dat 27.621 mense in Suid-Afrika vermoor is. Die bekende sakeman Piet Viljoen sal vandag in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn nadat hy Dinsdag aand deur die valke op die OR Tambo lughawe in Johannesburg in hegtenis geneem is. Kolonel Katlego Mogali het bevestig dat die 57-jarige Viljoen, wat pas in die Verenigde State gedeporteer is, aangekla word van bedrog, diefstal, vervalsing en die oortreding van die wet op die voorkoming en bekamping van korrupte aktiwiteite. Die saak hou verband met die onregmatige verkoop van eiendomme van die Johannesburg Property Company in Mei 2010, terwyl Viljoen se vrou Mel die inhegtenisneming as vervolging bestempel het. Ek sien daar is ook berigte dat hy van handspraak aangekla gaan word. In Johannesburg het die Demokratiese Alliansie se caucusleier Belinda Keiser Etjisinyoku 'n petisie met meer as 5000 handtekeninge aan Eskom oorhandig om te verhoed dat die kragtoevoer na die stad weens wanbetaling afgesny word. Die party eis dat die burgemeester Dada Marero aanspreeklikheid aanvaar vir die wanadministrasie en die miljoene rande skuld aan Eskom deur City Power. Keiser Etjisinyoku het gesê inwoners en ondernemings wat getrou betaal, mag nie die prys vir die regering se mislukkings betaal nie. Chaos het in Durban by die Sherwood Park losgebars toe meer as 6000 Malawiese immigrante die polisie met klippe en stokke aangeval het om te eis dat hulle onmiddellik sonder amptelike prosedures na Malawi gerepatrieer word. Kolonel Robert Nkiunda het bevestig dat die polisie skokgranate en rubberkoels moes gebruik om die skare uiteen te jaag, terwyl nog 10.000 immigrante tans by die Sherwood saal kampeer. Malibu Lukandamisa Malanga van die Suid-Afrikaanse Forum vir Vlugtelinge-organisasies het gewaarsku dat die situasie in KwaZulu-Natal verkeerd hanteer word en dat die gebrek aan optrede teen anti-immigrante groepe wat 'n sperdatum van 30 Junie gestel het tot 'n bloedbad kan lei. 'n Stilstaande vragmotor sonder waarskuwingstekens op die R31 pad sowat 110 km voor Kimberley het Woensdagoggend byna tot nog 'n dodelike ongeluk gelei. Dit volg kort na die tragiese ongeluk op die N14 naby Kuruman op Saterdag om 20:07 die oggend, waarin die 30-jarige onderwyseres Ilse Postumus dood is toe 'n skoolbus met 44 leerlinge en 10 personeellede teen 'n stilstaande ystererts vragmotor gebots het. Die Vryheidsfront Plus se Theo Joubert het geëis dat die LER vir vervoer Limakatso Koloi dringend verslag doen oor veiligheidsmaatreëls, aangesien 4 ander onderwysers insluitend Tian Whitehorn en Martin van Skalkwyk steeds ernstig beseer is. Die bekende renosterboer Dawie Groenewald en sy mede-beskuldigde Tielman Erasmus het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan wat deur die Hooggeregshof in Polokwane bekragtig is. Groenewald is op die hoofaanklag van die bestuur van 'n onwettige onderneming gevonnis tot 'n boete van R2 miljoen of 5 jaar gevangenisstraf met 'n verdere opgeskorte vonnis van 10 jaar, terwyl sy totale boetes op ander aanklagte meer as R10 miljoen beloop. Erasmus is gevonnis tot 6 maande gevangenisstraf of 'n boete van R100.000, terwyl die saak teen mede-beskuldigdes Karel en Marisa Toet en Jacobus Pronk later vanjaar sal voortgaan. Die burgerregte organisasie AfriForum het boere en landelike gemeenskappe gewaarsku om dringend voor te berei vir 'n baie gevaarlike veldbrandseisoen in Mpumalanga, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Gauteng, Limpopo en Noordwes.
Darren Cooks, Afriforum se rampbestuur spesialis, het verduidelik dat die goeie somerreën baie brandbare materiaal geskep het, wat in kombinasie met sterk winde en die verwagte El Niño toestande groot skade kan aanrig. Sy het grondeienaars aangemoedig om brandstroke in stand te hou en nou met brandbestuur beskermingsverenigings saam te werk. Solidariteit waarsku dat die nasionale tesourier se voorgestelde konsep kapitaalvloei bestuursregulasies oor goud en kriptogeld kan lei tot ingrypende staatsbeheer en die onteiening of verbeuring van digitale bates. Teens Dubison, ekonomiese navorser by Solidariteit Navorsing Instituut, sê regulasies is uitvoering met die moderne ekonomie en sal beleggers afskrik. Die organisasie doen 'n beroep op die publiek om voor 30 Junie aan die openbare deelnameproses deel te neem om hierdie maatreëls teen te staan. Internasionale nuus, die Pakistanse eerste minister Shehbaz Sharif het aangekondig dat die ooreenkoms om die oorlog tussen Amerika en Iran te beëindig met onmiddellike effek in werking getree het nadat president Donald Trump en president Masoud Pezeshkian dit onderteken het. As 'n eerste stap sal Iran die straat van Hormuz onmiddellik heropen en Amerika sal sy vlootblokkade ophef, terwyl 'n amptelike ondertekeningsseremonie Vrydag in Switserland sal plaasvind. Die ooreenkoms gee Iran ook die reg om sy olie vrylik te verkoop en bied $300 miljard se buitelandse beleggings vir heropbou, terwyl dit 'n 60 dae onderhandelingsfase vir kernkraggesprekke beteken. Tydens die G7-beraad het die Franse president Emmanuel Macron die historiese ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran as 'n baie goeie ooreenkoms gesteun wat bestendigheid na die wêreldekonomie sal bring. Die G7-leiers het ingestem om 'n internasionale maritieme missie te lei om die straat van Hormuz te beveilig en ook hul steun aan Oekraïne te herbevestig deur lugverdedigingsstelsels en strenger sanksies teen Rusland te beloof. President Donald Trump het ook aangekondig dat Amerika baie naby aan 'n handelskontrak met Indië is na 'n ontmoeting met die eerste minister Narendra Modi. In Texas het 'n Cessna Station Latitude sakevliegtuig wat deur 'n NetJets bedryf is op die Loop 20 hoofweg in Laredo naby die Meksikaanse grens neergestort en aan die brand geraak, wat gelei het tot die dood van 'n 50-jarige tegnologieleier Joshua Bear. Die 2 vlieëniers en 3 tieners aan boord het die ongeluk oorleef nadat omstanders en brandbestryders hulle uit die brandende vliegtuig gered het. President Donald Trump het skerp uitgevaar teen die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en hom gewaarsku om meer verantwoordelik op te tree in Libanon om nie vredesonderhandelinge met Iran te ontspoor nie. Trump het verklaar dat daar sonder hom geen Israel sou gewees het nie, terwyl sy uitlating skerp gekritiseer is deur Hailey Schaefer van die Joodse Demokratiese Raad van Amerika, wat dit as diep beledigend bestempel het. Die spanning kom te midde van die naderende ondertekening van die vredesooreenkoms in Switserland en die ongewildheid van die oorlog in die Verenigde State weens stygende brandstofpryse. 3 Iranese olietankeskepe, die Diona, Hero 2 en Sonja 1, wat altesaam 3,8 miljoen vate ruolie vervoer het die vlootblokkade van die Verenigde State in die Golf van Oman oorgesteek. Ten spyte daarvan dat die blokkade amptelik eers Vrydag met die ondertekening van die vredesooreenkoms opgehef word, wys skeepsdata dat Iran reeds sy uitvoere begin heraktiveer het. Michelle Wiese-Bokman van Windward Maritime Intelligence het gesê dis die eerste keer sedert Maart dat hierdie skepe hulle liggingsspoorder aangeskakel het, wat wys dat Iran vol vertroue is dat die blokkade verby is. Die Noorse Koningshuis het aangekondig dat die 52-jarige kroonprins Mette-Marit 'n suksesvolle longoortplanting in Oslo ondergaan het, nadat haar toestand weens pulmonêre fibrose gevaarlik versleg het. En in die Demokratiese Republiek van die Kongo is owerhede in die provinsie Noord-Kivu op soek na 'n 6-jarige Ebola-pasiënt en haar ma, nadat gewapende mans met messe die Wanamahika Hospitaal in Butembo bestorm en die kind ontvoer het. Die Jode kan hom maar vreeslik vinnig diep beledig voel.
Ek sal nou maar net ophou oorlog, lustig wees man. So ek sê, dis ons nuusbulletin hier op Stroom op. Baie welkom as jy pas by ons aangesluit het.